Dis baie moeilik as mense vyandig is en sommer net lelike goed vir ons sê en aan ons doen. Paulus self is deur sy eie mense en ook deur ander vervolg. En vanuit hierdie agtergrond sê hy in Romeine 12 vers 14 dat volgelinge van Jesus Christus hul vervolgers moet seën. Hy herhaal dit selfs en sê dat ons vervolgers nie moet vervloek nie. Ons natuurlike reaksie is altyd om mense wat met ons vieslik is, te wil vloek en soos hulle te word deur dieselfde of erger aan hulle te doen. Maar die opdrag is dat ons sal moet seën. Om iemand te seën beteken dat ons wil hê God dit baie goed met hulle moet laat gaan. Vervolging wys baie duidelik of ons Christus volg of nie. Dink hoe die Here Jesus geantwoord het op beledigings en vervolging. Tydens sy verhoor is hy gespot, geslaan, beledig en daar is op hom gespoeg. Die Here Jesus het nie daarop gereageer nie. En toe hy gekruisig word, het hy volgens Lukas 23 vers 34 gebid dat die Vader sy vervolgers sal seën deur hul te vergewe. As die Here Jesus in Matteus 5 vers 43 tot 45 praat oor liefde vir die vyand, dan praat hy daaroor dat God goed is vir alle mense en sy son laat opkom oor die slegtes en die goeies. Ons roeping as gelowiges is dus om ook God se goedheid en genade te leef teenoor hulle wat ons kwaad aandoen, want die lewe gaan nie oor ons nie. Volg jy Jesus Christus so, dat ook hulle wat jou vyandig gesind is en jou wil kwaad aandoen, iets van God se goedheid en liefde vir hulle in jou optrede kan sien? Hoe wys jy vir hulle dat jy wil hê die Here moet baie goed vir hulle wees?